Môre, maat. Dis weer lekker warm in Pretoria. Alhoewel, dit raak herfs. Mens kan voel in die aand, ons wil al hulle kombersie uithaal, nee, Renée. Maat, so gepraat van 'n lekker kombersie. Dis darem maar lekker om in die aand in 'n sagte bed te slaap, nê? En môreoggend word ons wakker, mamma sit die lig saggies aan en dalk kry jy nog 'n koffie in die bed en nee. Party word bederf. Maats, maar weet julle wat? Ons is besig met Josef en Josef was in die tronk. 'n Tronk is 'n nare plek. 'n Tronk is nie 'n plek waar jy bederf word nie. 'n Tronk is eintlik 'n plek waar jy baie eensaam is. En ons het gelees hier in Genesis, onthou jy nog eers Josef se boeties het hom verkoop en hy is weggestuur Egipte toe. Dit het met hom goed gegaan daar in Potifar se huis, maar Potifar se vrou het vir hom in die tronk laat beland want sy het gelieg. Sy het 'n verskriklike lelike storie vertel. En daar sit Josef in die tronk. En Josef het al hierdie beloftes dat Vader Jahwe met hom sal wees en oor die dromery. Maar hy moes ook maar baie op Jahwe vertrou het. Nou party daar moeilike dae gehad het. Maar ons lees in die Bybel dat Vader Jahwe was met Josef en hy was geseënd. En ook daar in die tronk het die hoof van die tronk gou agtergekom dat Josef is 'n baie spesiale man. Hy's betroubaar. Hy kan vir hom werkies gee en hy doen alles wat hy doen nog beter as al die ander mense. So gou het Josef binne in die tronk weer 'n spesiale doel gehad. Maar nou hier vandag se verhaal is hier in Genesis 40 Josef in die gevangenis. Ons weet nie presies hoe lank dit al was nie. Maar daar kom eendag 2 mense wat in die tronk gegooi word. En dit was 2 verskriklike bekende mense, want dit was die koning Farao se skinker en koning Farao se bakker, die hoof. En die manne was daar gewees en Josef het met hulle maar begin praat en hy het hulle bedien, want Josef was amper soos 'n hoof binne in die tronk. En een oggend, toe is daai 2 manne, daarom albei sulke groot fronsie op die voorkop. Hulle dink en hulle is eintlik ontstel, bietjie omgekrap. En Josef vra hulle, wat is dit? Hulle albei het drome gehad, maar nie net sommer gewone drome soos ons gaan see toe, ons 'n lekker vakansiedrome nie. Verskriklike drome wat hulle laat wonder het, wat beteken dit? En Josef, hoor wat is hulle drome? En hy verduidelik vir hulle. Die skinker het gedroom van 'n wingerdstok met 3 ranke, en dat hy van die vrugte weer in Farao se beker uitdruk en dat Farao weer drink. Josef sê vir hom, die 3 ranke is 3 dae, oor 3 dae gaan Farao jou uit die tronk laat haal, en jy gaan weer terug in jou ou werk gaan, en jy gaan weer presies doen wat jy altyd gedoen het, daar is baie goeie nuus vir jou. En toe die bakker dit hoor, dink hy, dit gaan vir hom ook geld. Hy gaan ook sy droom vertel, dalk gebeur die wonderlike ding met hom ook, en hy sê, hy het weer gedroom van 3 mandjies, en met klomp brood, krummels en alles daar binne, maar toe kom die voëls, en pik al daai krummels op. Josef sê vir hom, hy 3 bakke is ook 3 dae, oor 3 dae sal Farao jou uit die tronk laat kom, maar hy gaan jou in 'n paal ophang, want onthou, daar's 'n rede hoekom hulle in die tronk was, hulle was skuldig. En die voëls, soos dat hulle die krummels gepik het, sal hulle jou oppak. En dit het presies net so gebeur. Wat 'n verskriklike drome. Maar wat moet dit vir Josef beteken het? Hy het besef, Vader Jahwe is nog steeds met hom, hy werk nog steeds sy gawes in hom. Maar Josef sê vir hy skinker, hoorie, is Farao jou nou kom haal? Dink asseblief aan my. Vertel vir Farao my hele storie, want ek is onskuldig en ek is verkoop en hier sit ek in die tronk. Dink julle die skinker het van hom onthou? Nee, die skinker het vergeet van hom. Maar die vraag is, het Vader Jahwe van Josef onthou? Altyd. Maar voordat ons nou te ver gaan met die storie, kom ons stop eers net daar, vra vir mamma en papa om vir julle Genesis 40 weer te lees. Kom ons sit net so dan bid ons saam. Dankie Vader Jahwe vir u wonderlike woord. Dankie dat ons kan lees van die skinker en die bakker en hoe u vir Josef gebruik het om hulle drome uit te lê en u alleen is die God wat alles weet en alles laat gebeur. Help vir ons om elke dag net op u te vertrou, want daar is niemand soos u nie. In Yeshua. Amen. Tot ziens maats, tot volgende week. Tata!